almagtig, so groot. Here, ons verstand kan dit nie begryp nie. Maar mag ons onsself vanoggend gee as lewende offers. Here, hier is ek om U te aanbid, U grootheid, U almagtigheid. Om U te aanbid as 'n wonderwerkende God. Skepper van die hemel en aarde. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om dit vanoggend uit volle bors te sing, sonder om vir ons lewe te vrees. Dankie Here dat ons in 'n land mag bly waar ons dit mag uitskree. Here, ons wil vanoggend al hierdie dinge wegvat wat tussen ons en U staan. Ons wil kom in ons rouheid, Heer, en sê, hier is ek, om U te loof en U te aanbid, want U is 'n goeie God. You are so faithful. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat ons vandag die voorreg het om by hierdie liggaam by te voeg, by hierdie gemeente by te voeg. U is vir Klein Karoo gemeente so goed. En ons wil U lof besing en ons wil aan U alle eer gee. Dis nie deur goeie worship nie, dis nie deur vriendelike mense nie, maar ons wil aan U alle eer gee. Dankie vir U liefde en dankie vir U oneindige genade. Amen. Ja, mag jy se plek inneem. Baie dankie vir die worship span. Dit is my groot voorreg om vanoggend die woord van God met julle te deel. En ons is besig met die reeks Back to Basics en ons het vir 'n oomblik bietjie stil gestaan by ons het so gewoond geraak aan soveel dinge bysit, dat ons partykeer bietjie die basics mis. Ons het so gewoond geraak om oor die reëls en die wette en die goed te stry en te redeneer, dat ons die basies partykeer bietjie miskyk. En dit is waaroor hierdie reeks gaan, en Poelie het die eerste week gesê, hoekom dit belangrik is om terug te keer na die basies van ons geloof toe. Bjorn het in week 2 spesifiek gekyk na nederigheid en bekering. Ons moet onsself bekeer, dis 'n daaglikse wegdraai van dit wat verkeerd is en terugdraai na God toe. Verlede week het ons gekyk na gebed as die basis van ons geloof en ook as die Onse Vader as so 'n basis, eintlik 'n raamwerk wat ons kan gebruik om ons gebedslewe net nog meer en meer te rig op God. En vanoggend wil ek graag saam met julle na 2 dinge kyk, eintlik 2 vrae wat ek by jou wil los. En ek wil graag 'n lewensveranderende gebeurtenis in my lewe met julle deel. Nou mense het baie sulke gebeurtenisse, dalk die dag wat jy jou man of jou vrou ontmoet het, dalk die dag wat jy 'n kind ryker geword het, of die dag wat jy iemand aan die dood afgestaan het, of getrek het na 'n nuwe dorp toe. Maar daar's baie geleenthede in ons lewe wat ons lewe verander. Vir altyd, jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Nou, een so gebeurtenis in my lewe was 'n uitreik waarop ek was 10 jaar terug, van Gauteng af na Botswana, Namibië en terug deur die Noord-Kaap, terug Gauteng toe. Maar 'n gedeelte van daardie uitreik het ons gewerk saam met 'n organisasie wat die vervolgde kerk ondersteun. Finansiëel en geestelik daardie mense wat vervolg word vir hulle geloof ondersteun. En as deel van die program het hulle vir ons gewaarsku, gelukkig voor die tyd, maar hulle gaan vir ons 2 voorsmaakies gee van hoe dit gaan in daardie lande. Natuurlik sal ons dit nooit kan namaak nie, maar 2 scenario's geskep van hoe dit gaan wanneer jy in een van daardie lande vervolg word vir dit wat jy glo. En ons het gery met die bus deur Windhoek die eendag en ewe skielik word ons gestop en mense spring in die bus en ons moet toe almal uit. Hulle sê jy moet jou Bybels en alles in die bus los
En toe ons buite kom, toe staan een van die ouens in ons groep wat met 'n klein Bybeltjie staan en hy begin die bladsye uitskeer, hy roep ons agter 'n bos in en hy deel vir ons hierdie bladsytjies uit. Myne het so gelyk. Dis 'n bladsy uit 'n Chinese Bybel uit, want dit is hoe dit daar gaan. Hulle stop jou, hulle konfiskeer alles wat jy het, en hierdie man was bereid om sy lewe te waag deur sy Bybel uit die bus uit te vat en nie daar te los soos wat hulle gevra het nie. En dan wat hulle doen is, hulle skeer hierdie bladsytjies uit, nie uit disrespek nie, maar dis makliker vir hom om vir my 'n bladsytjie van die Bybel te gee en ek kan hierdie bladsytjie wegsteek en daarom het ek nog iets. Daarom het ek nog 'n stukkie van die woord by my. En ek wil jou vanoggend vra, as hierdie al is wat jy het van die woord, is dit genoeg? Het ons genoeg woord in ons, sodat hulle maar jou Bybel kan vat? Het jy genoeg woord in jou om dit vir nog baie lank te oordink, al het jy net so 'n stukkie? En wat die mense dan doen, is hulle lees hierdie stuk, hulle memoriseer hierdie stuk, want volgende week as hulle weer skelm by mekaar kom, dan ruil hulle bladsytjies uit, om net nog 'n bietjie van die woord in te kry. En die vraag wat ek wil vra vanoggend vir jou en vir my is, lees ons die Bybel met daardie selfde erns? Kan jy dink hoe lees hulle en hoe memoriseer hulle hierdie stukkie vir die week? Want volgende week moet ek dit weggee, maar dan kry ek weer gelukkig 'n nuwe stuk. Maar ons het boekrakke vol Bybels in alle vertalings, maar ons lees nie met daai erns nie. Ons memoriseer nie, ons maak dit nie deel van ons lewe nie, want as dit in jou hart is en deel van jou lewe is, dan kan niemand dit van jou af wegvat nie. Het ons genoeg woord in ons, sodat ons dit nog lank kan oordink, nadat iemand hierdie gevat het? So die eerste basis waarby ek vanoggend wil stil staan is, besef ons nog die krag van hierdie woord? Besef ons nog die powerful tool in ons hande? Of het ons net so oorvloedig Bybels, dat ons dit nie meer met erns lees nie? Psalm 119 vers 105 sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En die Heilige Gees kom vra my hierdie week terwyl ek voorberei, Corine, hoe verlig is jou pad? Hoeveel van my woord is in jou, sodat jou pad verlig is? Sodat jy weet waar om te loop, al vat iemand jou Bybel. En ek is skaam om vanoggend te erken dat nie genoeg nie. Ek ken nie genoeg nie, ek weet nie genoeg nie. Hulle moet asseblief nie vandag my Bybel vat nie. Ek dink die basis van 'n verhouding met die Here is dat ons meer sal wil weet, meer sal wil lees, meer sal wil uitvind. Sodat as dit met ons sou gebeur, ons genoeg het om oor na te dink. Daardie Psalm se begin, Psalm 119 vers 1 sê, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Ken ons die woord goed genoeg, sodat ons volgens dit kan wandel? Sodat ons volgens dit kan lewe? Ek kon nie daai Botswana nagte sonder 'n koplig aandurf nie. Jy sal beslis oor iets val of iets sal jou vang. Maar so dikwels durf ons die lewe so aan, sonder die lig op ons pad, om ons voetstappe te rig na waar ons wil wees. En ek wil jou regtig uitdaag om hierdie week bietjie te gaan lees. Lees weer een van die evangelies, dat jy Jesus se hart kan hoor. Jesus het gekom vir mense. Hy het mense gesond gemaak, selfs op die Sabbatdag. Hy het nie vasgekyk aan die reëls nie, hy het vasgekyk aan die mens wat voor hom staan. Mense wat horrible goed gedoen het.
Hy het na die mens gekyk. Gaan lees weer 'n bietjie Handelinge en kyk hoe was dit vir daardie eerste Christene, daardie mense wat dit eerstehands beleef het. Die Ou Testament, vol van beloftes, vol van profeseë, vol van spreuke, vol van riglyne. Kom ons maak dit weer deel van ons lewe. So deel dat al vat iemand jou Bybel en hierdie al is wat jy oor het, jy genoeg van God se woord het om te oordink. Die tweede ding wat met my gebeur het op daardie uitreik, die tweede simulation waardeur ons moes gaan, was 'n scenario wat hulle vir ons geskep het oor hoe daardie mense gekonfronteer word. Hulle het ons in 'n gebou in 'n erf ingevat, dit was 'n kerkgebou, maar ons het glad nie die gebou geken nie. Ons moes verby 'n tafel stap met vreeslik baie vuurwapens op. Hulle het jou paspoort gevat, jou Bybel gevat, en daarna het hulle ons geblinddoek. Baie goed geblinddoek, ons kon niks sien nie. Jy mag aan mekaar vasgehou het, die mense wat deel was van ons groep, en hulle het ons in 'n gebou ingeneem. Op 'n stadium moes ons by trappies afstap, en ek het gevoel ons is besig om in water te trap, en hoe verder jy afgaan, hoe meer styg die water, en jy is onseker waarheen jy op pad is, en of gaan jy verdrink, en heeltyd weet jy, dis nie regtig nie. Maar ek het dit so intens beleef. Die mense skree, jy voel iemand stamp, jy voel 'n vuurwapen teen jou. En jy is so bewus dat daai mense enige oomblik kan sterf. En ons is weer uit die water uit en op 'n stadium moes ons op ons knieë gaan staan net, jy kan heeltyd niks sien nie. En hulle gooi vloeistof oor ons koppe en ek's nat en ek ruik petrol. En ewe skielik die reuk van vuur. En 'n man kom staan voor my en skree, "Waarin glo jy? What do you believe?" Eintlik wat hy wil weet is, waarvoor is jy vandag bereid om te sterf? En ek kan jou verseker, hier waar ons sit in veilige Oudtshoorn, sal jy dalk vanoggend sê, "Nee man, ek sou hom getune het. Ek sou vir hom sê." Maar in daai oomblik was ek so bang. Ek weet waarin ek glo en ek fluister dit want ek is te bang ek maak hom kwaad. Ek ruik daai petrol en ek voel dit drup en ek op 'n stadium besef ek kan maar net sowel skree. As hulle jou gaan doodmaak, gaan hulle jou doodmaak. Ek onthou daai vraag so goed. Ek kan nie onthou wat ek geantwoord het nie. En ek dank eintlik die Here daarvoor, want dit beteken elke keer wat ek daaraan terugdink, kan ek my eie antwoord daarin vul. Maar die vraag onthou ek so goed. Waarin glo jy? En ek weet nie hoe jou antwoord sal lyk nie. Maar een ding wat ek verseker weet, is as 'n man voor jou staan en jy ruik die petrol, gaan jy nie praat oor wette en tradisies en dingetjies waarmee ons onsself besig hou nie. Jy gaan nie sê, ek glo, daar moet 'n orgel in die kerk wees nie. Jy gaan nie sê, mense, ek glo, mense met tattoos gaan die hemel toe nie. Jy gaan nie sê, vrouens moet broeke dra nie. Jy gaan nie sê, ek glo, as jy 'n hoed dra, mag jy nie in die kerk inkom nie. Of jy moet 'n hoed dra om in die kerk in te kom. Ek glo, jy moet sekere goed eet en jy moet op 'n sekere manier dinge doen nie. Jy gaan nie daar staan met petrol oor jou kop en sê, ek glo, vrouens mag nie preek nie, mans moet besny word, wat ook al dit is. Ek kan jou verseker, dit gaan laaste ding in jou gedagtes wees. Maar so maklik stry ons oor daai goed. So maklik skeer ons mekaar onder daai kam. Kyk hoe lyk sy. Het julle geweet wat sy al verkeerd gedoen het? Kyk hoe weird is daai kerk. Ons glo so vas in hierdie dinge, dat kerke bereid is om te skeer vir dit. Ons kan nie saamstem nie.
oor dit. Ons glo dit met ons hele wese, dat ons bereid is om ons goed te vat en te sê, ek kom nie weer kerk toe nie. Maar ek wil jou verseker, as jy daar staan, op jou knieë, en iemand vra, waarin glo jy? Dan gaan jy eers dink, ek glo in Jesus. Ek glo dat hy die beginner en volëinder van ons geloof is. Ek glo dat God almagtig is, dat hy die skepper van hemel en aarde is, dat hy my gemaak het, soos wat hy hierdie aarde geskaap het. Ek glo met my hele hart dat God ons so lief gehad het, dat hy nie langer kon sien hoe ons swaar kry onder die mag van Satan nie, en dat hy sy enigste seun gestuur het. Om vir my en jou te sterf, die straf wat myne was, op hom te dra. Ek glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, om op die derde dag op te staan, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. En Klein Karoo gemeente, daarvoor is ek bereid om vandag te sterf. Nie vir al die dingetjies waaroor ons so maklik stry nie. Ek vat hierdie bladsytjie in die internet, is meer slimmer as 10 jaar terug, maar ek Google foto, wat staan op my bladsytjie? Dis in Chinese en die nommertjies is in Afrikaans, dan kan hulle lees, maar my gedeelte kom uit Handelinge 17, en ek wil dit graag vanoggend met jou deel, want ek glo nie in toevallig nie. Vers 23 sê, terwyl ek deur julle stad geloop het, dis Paulus wat met hulle praat, en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Hoeveel dinge verafgod ons? Dalk nie bewustelik eers nie. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Alles wat jy het is van God af. Dis nie jou oulikheid nie, dis nie die mooi huis waarin jy groot geword het nie, dis nie hoe hard jy werk nie. Alles wat jy het is van die Here af. Uit een mens het hy al die nasies gemaak, hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Paulus sê, dis die basies. Dis wat ek gekom het om vir julle te vertel. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Hou op om ander afgode te maak. Hou op om ander dinge belangriker te ag as hierdie basis. En ek glo Paulus het iets geweet van die basies. Hy was die man wat die petrol oor die ouens se koppe gegooi het. Hy was die man wat geskree het en hulle wreedagtig doodgemaak het en gehoop het as hy vra, waarin glo jy, sal hulle knak. Hy was daai ou. Maar die Here het hom kom aanraak, hard en duidelik kom roep, om die basies te gaan verkondig. Ons sien dit in al sy briewe, hoe hy sê, ek wil julle eintlik iets vertel, maar kom ons kom net gou terug na die basies toe. Een so 'n plek is in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, waar hy sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, die goeie nuus wat ek vir julle gebring het, en wat julle ontvang het en waarin julle ook gefestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom.
As julle oor ander dingetjies stry, wat nie belangrik is nie, het julle vergeefs tot die geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Gaan lees bietjie die brief van Galasiërs. Dit was vir my so heerlik om saam met die biduur dames op 'n woensdagoggend daardeur te kyk en te sien Paulus is kwaai. Hy raas met hulle want hulle is besig om oor onbenullighede te stry. In Galasiërs gaan dit spesifiek oor of iemand besny moet wees of nie. Maar hy sê vir hulle, hy's kwaai, hy sê in hoofstuk 4, ek wens ek was by jou dat jy my stem kon hoor. Dat jy nie net hierdie brief lees nie. Dis amper soos as jou ma vir jou 'n WhatsApp tik, dan jy nog veilig. Maar as hy 'n stem boodskap stuur, dan moet jy weet sy wil hê jy moet haar stem toon, hoor, né? Paulus sê vir hulle, ek wens julle kon my stem hoor en nie net hierdie lees nie, dat julle kan hoor hoe besorg is ek oor julle. Want julle is besig om oor onnodighede te stry en julle mis die punt. Galasiërs 2 vers 16 sê, en tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Dis die vereiste. Dis die basic. Ons moet tot bekering kom en ons moet glo in Jesus Christus. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom en dit is hoe ons vrygespreek is. Deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Die wet van Moses was 613 wette. Ek dink jy is moeg net om daardeur te lees al. 613 wette. Ek en jy sou net nooit goed genoeg gewees het nie. Imagine ons het gesê op 'n Sondagoggend moet jy die wette vat en eers aftik. En as jy by al 613 uitgekom het, dan mag jy kerk toe kom. Ek dink die banke sou leeg wees. Die preekstoel sou beslis leeg wees. Uit ons eie sou ons dit nie gemaak het nie. As ons 'n tiklysie van 613 dinge moes doen, sou ons dit nie gemaak het nie. Maar as ons besef wat is ons identiteit in Christus, dan is ons goed genoeg. Nie deur ons eie instinkte nie, nie deur ons eie insigte nie, maar deur Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Maar ek wil dit net vanoggend baie duidelik maak dat dit nie beteken ons kan maar net doen wat ons wil nie. Dis nie 'n free pass, woehoe, die wet is weg, ons kan net maak wat ons wil nie. Galasiërs 5 vers 6 sê, in Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Is dit nie van belang of jy 'n hoed dra of nie. Is dit nie van belang of jy met die dromme speel of nie. Is dit nie van belang, jy kan daarin sit net wat jy wil. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Wanneer ons in 'n liefdevolle verhouding met Jesus staan en waarlik tot bekering gekom het en bely en geloof in hom het, dan sal die goeie dade daaruit voortspruit. Dan het ons nie 'n wet nodig om ons te kom vertel wat ons mag en nie mag doen nie. Dit sal so uit ons uitborrel, dit sal ons natuur wees, ons sal dit nie kan help nie. Ek lees in die week, gehoorsaamheid is nie 'n vereiste vir 'n verhouding aan God nie, maar dis 'n produk daarvan. As jou verhouding met die Here reg is, en jy waarlik tot bekering gekom het, dan sal jy wil gehoorsaam wees. Dan sal jy wil maak, soos die Here sê. Dan sal jy wil meer tyd hierin spandeer, sodat jy dit kan gebruik om jou voetstappe te rig. Ek sluit af met Galasiërs 5 vers 13.
En dit het ek gemerk in my Bybel daai aand toe ons uit daai simulation uitkom. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Daar's mense wat met hulle lewe betaal vir geloof. Ons is so vry. Ons is so bevoorreg om in hierdie land vry te kan wees, te kan sê wat ons glo. Mag ons dit nooit for granted vat nie. Jy is tot vryheid geroep, maar mag ons hierdie vryheid nooit misbruik nie. Omdat God ons eerste lief gehad het, daarom is ons vry. Kom ons werk goed met ons vryheid. Ek wil jou vra om jou oë toe te maak. En net jy kan hierdie antwoord. As hulle vandag jou Bybel vat, het jy genoeg skrif en woord in jou hart, in jou gedagtes, om jou deur te dra? Om jou pad so te verlig, dat jy sal weet waar om te loop? En dalk is jy nie vanoggend tevrede met jou antwoord nie. En dis oukei. Maar as ek jou oor 'n jaar weer vra, en jou antwoord lyk presies dieselfde as vanoggend, daardie bal was in jou hande. Kan ek maar vandag jou Bybel vat, en jy sal oukei wees? Die tweede vraag wat ek jou wil vra terwyl jou oë toe is, verbeel jou iemand staan reg voor jou en skree. Die petrol drup van jou kop af. Waarin glo jy? Waarvoor is jy bereid om vanoggend jou lewe te gee? Net jy kan dit antwoord. Maar ek bid dat die Here jou sal lei. Om seker te wees van jou antwoord. Om dit met soveel oorgawe te kan uitskree, dat al kos dit jou lewe, jy weet jy die ewigheid ingaan. Ek wil vra terwyl almal se oë gesluit is, as daar iemand is wat nie seker is nie. Nie seker is waarin jy glo nie. Nie seker is of die ewigheid vir jou is nie. Wil ek jou vra om jou hand op te steek. Net vinnig op en af. Die Here sien jou. Die Here wil jou vanoggend kom verseker dat hy ook vir jou gesterf het. Dit is nie net vir daai mense by die kerk nie. Hy het ook vir jou gesterf. Maar is jy so seker dat as hulle jou vandag moet vra, jy beslis weet waarin jy glo? Dankie Here dat ons vanoggend mag bely dat ons sondaars was, maar U het gekom Here en U het vir ons aan die kruis gesterf en ons is op pad na Paasfees toe en mag ons dit herdenk met alles in ons, omdat ons so dankbaar is. Dankbaar dat U vir ons gesterf het. Here, ek vra dat U vandag en in hierdie week ons die erns van die saak sal laat besef. Dat ons Bybels weer sal oopslaan en met erns sal lees, sal memoriseer, dit sal deel maak, dat dit nie net iets is wat in ons gedagtes is en wat ons soos papegaaie kan resiteer nie, Here, maar dat dit in ons harte is, in ons wese is, sodat ons dit in dade kan oorsit. Here, ek wil vanoggend kom en ek wil bid vir die vervolgde kerk.
Ons kan onsself nie indink waardeur daai mense moet gaan nie. Here, mag U vir hulle 'n sekerheid in hulle harte gee. Seker dat dit wat hulle doen ewigheidswaarde het. Ons bid U beskerming oor daardie mense en ons vra dat U in die harte sal werk van die wat hulle vervolg. Soos wat U Paulus uitgered het, Here, bid ek dat U in die harte van daardie mense sal werk. Dankie, Here, dat ons nie meer onder die wet staan nie. Maar Here, mag ons geloof in U van so 'n aard wees, dat ons nader aan U wil beweeg, dat ons aan U gehoorsaam wil wees, en dat ons nie sal ophou om te getuig oor U goedheid en U genade nie. Amen.